Kies dood of die ewige lewe. Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Reeds in die eerste boek van die Bybel, na God die mens geskape het, het hy aan die mens die geleentheid gegee om te kies, die vryheid om te kies. Maar hy het hulle ook bekend gemaak dat die keuse van ongehoorsaamheid aan God lei na die dood. Ons teksvers bevestig eerstens dit: sonde word uitgebeeld as 'n persoon wat hulle beloon, wat hulle self aan sonde onderwerp. Sonde is 'n heerser, 'n bevelvoerder, en hulle wat sondig word slawe van sonde. Hierdie slawe word beloon soos die Here dit reg aan die begin gewaarsku het. Die loon van die sonde is die dood. Ons kry mos twee verskillende dode, die fisiese dood en die geestelike dood. Fisiese dood bring die skeiding, verwydering tussen siel en liggaam. Wanneer jy jou laaste asem uitblaas en hierdie wêreld verlaat, die verwydering tussen die lewende en die dooie. Die geestelike dood is die verwydering tussen God en mens. Dit beteken jy is verwyder uit God se teenwoordigheid. Waarlik tragies, wanneer ons verbintenis met God verbreek. God sy dank, hierdie vers eindig nie daar nie, maar daar is 'n komma en 'n maar wat volg. Die woordjie maar kanselleer dit wat vooraf gesê was. Adam, die eerste mens se ongehoorsaamheid, word kom kanselleer in Christus Jesus. Die loon van die sonde word 'n gratis geskenk van die ewige lewe. Die dood word gekanselleer, die ewige lewe word aangebied as 'n genadegawe, 'n gratis geskenk in Christus Jesus ons Here. Geliefdes, die Bybel sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Geliefdes, het jy al die nuwe lewe in Christus Jesus? Het jy al die gratis geskenk in Christus Jesus ons Here ontvang? Die ewige lewe, die lewe van oorvloed wat Jesus beloof aan hulle wat in hom is. Tot die volgende keer, die Here seën u.